Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Psalm 19 van vers 1 tot 8. Ons gaan veral let op die groot vraag wat al hoe meer en meer gevra word, bewys vir my dat God bestaan. Hoe bewys ek vir iemand dat God bestaan? Kom ons gaan kyk wat die skrif ons hiervan leer. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Ons Hemelse Vader, wat ons nie weet nie, leer ons dit nou deur U woord en Gees. Wat ons nie het nie, skenk ons dit in U oneindige genade. Maak ons wie ons in eie krag nie kan wees nie. Ja, maak deur U Gees ons U kinders. Beklee ons met Christus. Ja, doen dit alles net ter wille van U Seun, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Psalm 19, vers 1 en vers 8. Vir die musiekleier, Psalm van Dawid, Psalm 19, vers 1 tot 8. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Vir die son het hy 'n tent opgeslaan in die hemel. Die son is soos 'n bruidegom wat by sy slaapkamer uitgaan, vol vreugde soos 'n held wat op die pad hardloop. Aan die een kant van die hemel gaan hy op en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy hitte nie. Tot so dan die wet van die Here is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan fokus veral in hierdie woorde in vers 2, die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hand bekend. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en dit van harte glo en daarvolgens lewe. Die groot vraag op die tafel is, hoe kan ek verseker weet dat God bestaan? Hierdie is een van die belangrikste vrae waarmee elke mens nie net een of ander tyd in sy eie lewe mee worstel nie, maar een van die belangrikste vrae waarop ek en jy soms 'n antwoord moet gee aan iemand anderste. 'n Familielid, 'n vriend, 'n kollega wat ook met hierdie vraag worstel. Nou in die katekisasieklas leer ons al van kleins af dat God net op 2 maniere geken kan word. En ons leer, die eerste een is in die natuur en die tweede een is in die skriftuur. As jy by my katekisasie kry en ek dink by elke dominee, dan leer ons dit vir jou, ons drill dit by jou in, die skriftuur en die natuur. Ons kan God ken en van sy bestaan verseker weet, deur na die skepping te kyk, maar ook deur God, soos wat hy in sy woord aan ons bekend maak, in Christus aan ons bekend maak, te ken. Nou Psalm 19 handel dan in besonder oor hierdie 2 waarhede. Julle sou opgelet het in die eerste 7 verse, het hy gefokus op God se skepingsopenbaring. Ons kan dit ook noem sy algemene openbaring. Dis soos God hom aan die mens bekend maak. En dan vers 8, dan kom daar 'n verandering waar hy fokus op die wet, wat nou maar Ou-testamentiese taal is, waar hy fokus op God se geskrewe woord. En ons, as dit die Here se wil is, gaan ons volgende week meer hierop in fokus. Maar vanoggend gaan ons net eers fokus op die eerste 7 verse, wat ons wys op God se openbaring van homself in die skepping. Miskien net voor ons verder gaan.
En dis baie belangrik. Dis deesdae die inding, en ek dink dit gebeur al hoe meer in eie geleedere. Ek hoor die week op die radio, hoe ons eie mense, Afrikaner mense sê, dat dit nou al hoe meer die inding raak, nie net om weg te beweeg van die Bybel en van die God van die Bybel af nie, maar om ook die ander Afrikaners te oortuig, dat mense die Bybel kan tog nie waar wees nie. Ja, en ons kry al hoe meer met mense te doen wat vir ons sê, maar bewys vir ons dat God bestaan. Maar dan moet jy nie die Bybel of die skepping gebruik nie, want ons aanvaar nie die Bybel nie. En moet ook nie die skepping gebruik as bewys nie. En wat hierdie mense dan eintlik in effek doen is, die enigste twee maniere wat God self vir ons gegee het, om te kan sê of te kan bewys dat hy bestaan, om dit onder ons voete uit te trek. Met ander woorde, hulle wil eintlik die argument klaar vanuit 'n hoër posisie as wat jy is, wil hulle met jou redeneer, wat ons nie moet toelaat nie, want in die eerste plek kan dit tog nie gebeur nie. Ook die ateïs, ook die ongelowige, wat natuurlik vir jou kom sê, hy sit al sy argumente in die wetenskap en in die tegniek, ook in die werklikheid van gebeure in die wêreld, of in die gebeure van die geskiedenis, ook hy gebruik die skepping van God, om ons te oortuig, dat daar nie 'n God is nie. Want waar beoefen hy dan nou sy wetenskap? Waar kry hy die feite van wat in die geskiedenis gebeur het? Dis alles tog deel van hierdie skepping. So, iemand kan nie vir jou sê, bewys vir my God bestaan, maar moenie die skepping of die Bybel gebruik nie. Want dan gaan ons tog oor niks praat nie, want waaroor gaan hy dan met my praat? Ook oor niks. Dan het ons niks vir mekaar te sê nie. Kom ons kom net weer terug by die vraag, hoe weet ek dat God bestaan? Ons kan eenvoudig antwoord. Kyk na die skepping en sien. En hierso kom die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 2, dis so mooi antwoord, as ons belijdenis die antwoord gee, alle skepsele, groot en klein, ja, hulle kan sien dat die letters is, dat daar letters is in die skepping oor die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid. Ja, ons kan dit duidelik sien in die skepping. Ja, ons belijdenis stel dit so mooi as hy sê, die hele skepping is soos 'n mooi boek. Julle, daar is om niks soos 'n mooi boek te kan deurblaai oor die skepping nie. En nou kom ons belijdenis en sê, maar die hele skepping is soos die allermooiste boek waar enige mens kan deurblaai en God kan hoor en God kan sien. En dis vir almal om te lees, dis vir almal om te verstaan. Geen volk is so onbegaaf en geen oor so onbeskaaf wat nie die taal van hierdie boek kan lees of verstaan nie. Geen mens het 'n verskoning nie, skryf die apostel Paulus, aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Hoekom word God dan deur so baie mense nie gehoor en gesien nie in hierdie mooi boek van die skepping nie? Waar het wat verkeerd geloop? Die agtergrond van Psalm 19, waarna ons saam na gedeelte geluister het, was die land Kanaan van koning Dawid. Dit was 'n land wat in die tyd van Josua, toe hy die land in besit geneem is, deurtrek was van afgode. Waar hulle met al die konings en die afgode moes klaar gespeel het, weet ons, Israel het nie na God geluister nie, en hulle het dit nie gedoen nie. En ons moet onthou dat daar die antieke mense, wat eers in die land Kanaan gebly het, baie naby aan die grond geleef. Die dinge soos die skepping, dinge soos die reën, storms en rampe, droogtes en oorloë, was so deel van hulle daaglikse bestaan gewees.
Die inwoners van Kanaan het daarom ook in antwoord van dit wat in die skepping met hulle gebeur, vir hulle 'n galery van afgode daar gestel, waarvan die hoofgod, die oorspronklike woord daarvoor is El. Jy sal sien ook in die Bybel, elke keer die woordjie El, is maar die algemene naam vir God. En onder hom was daar natuurlik 'n hele galery van afgode gewees, wat voortdurend met mekaar beklei het, en wat in twis was met mekaar, en dit was hierdie bekleiery en twiste, wat uitgespeel het in hongersnood en oorlog, en die lewe moeilik gemaak het vir die sterflike mens hier op aarde. Ons sien dit ook baie keer in hierdie Griekse en Latynse mitologie, as jy daaroor lees, hierdie pantheone, hierdie godehuise, met die hoofgod en almal wat 'n rol speel daarin. Ons weet in die land Kanaan was Baal, was die vrugbaarheidsgod, Mot was die god van die dood gewees, en Jam was die god van die see. Daar was so 'n hele galery vol afgode gewees, toe Israel hierdie land binnegeval en heeltemal oorgeneem het. Hierdie Kanaanitiese afgoderry het deur die eeue gereeld God se kinders ook in 'n krisis gedompel. Gaan lees gerus weer die geskiedenis van Israel, veral in die boek Rigters, dan sal jy sien dat dit soos 'n bose kringloop gedraai het. Oor en oor het God se kinders die ware God verruil vir die valse afgode van Kanaan. In meer as een van sy psalms sing Dawid ook, dink aan die bekende Psalm 16, weet jy dat hy wil nie saam met die mense wees of verkeer wat vreemde afgode aanbid nie. Dit was maar nog so deel ook van die mense in die tyd van Dawid in Israel, dat mense valse afgode aanbid het. Jy sien, God het ons as mens goed en volmaak geskep, sodat ons hom in die skepping moes leer ken, en sodat ons hom alleen moes kon dien en eer. Wat het alles kom verander? Die sondeval. Die sonde. Ons sonde maak ons ore doof, en dit maak ons sienende blind vir die mooi boek van die skepping. Sonde maak dat ons nie meer kan hoor of sien dat daar 'n groot en 'n almagtige God agter die skepping sit nie. Daarom vat ons dinge uit die skepping, dit wat God gemaak het, en ons maak daardie dinge ons afgode. Daarom sê party slim mense dat alle afgoderry is eintlik maar net die sondige mense antwoord op God se skepingsopenbaring. Vanaf die sondeval is elke mens in sy en haar hart daartoe geneig om die enigste ware God vir die valse afgode van hierdie wêreld te verruil. En ook ons spring dit nie vry nie. Ons is vinnig om wêreldse goeders, valse goeders in die plek van die enigste ware God te stel. En God het, die Heilige Gees, het juis die hele skepingsverhaal, Genesis 1 tot 3 laat opskryf, sodat ek en jy verseker kan weet, God het ons na sy beeld geskep, sodat daar in ons harte 'n hinkering na hom kan wees, sodat ons sy grootheid en sy goedheid in die skepping kan sien, kan hoor, en dat ons hom daarvoor kan loof en prys. God het ons hart en ore so geskep, sodat ons in die stilte van die skepping sy roepstem na ons kon hoor, en dat ons hom kon antwoord en met 'n lofprysing. Maar sonde het alles kom verander, dat ons horende doof, sienende blind geword het vir God. En daarom op ons eie sal daar altyd in ons harte 'n hinkering wees na afgoderry, want God het ons so geskep dat ons hinker en dat ons verlang na God, maar nou gaan soek ons dit op 'n verkeerde plek. En daarom is dit baie belangrik in 'n gesprek waar iemand nie glo nie, is dit baie belangrik om te besef, ek en jy gaan nie 'n dooie hart lewendig maak nie. Ek kan met iemand praat, ek kan met hom hieroor praat en met hom gesels, ek kan vir hom al die waarhede op die tafel sit.
Maar eers as die Gees daai hart kom lewend maak, as hy van bo gebore word, gaan sy hart, sy ore oop, ook vir God se skepings openbaring. Daarom kan Paulus ook skryf, dat 'n nie-geestelike mens aanvaar nie wat van die Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid, en hy kan dit nie begryp nie. En daarom sal iemand baie keer vir my sê, hierdie week het ek weer 'n WhatsApp gekry, waar iemand sê, Dominee, hoe kan ek iemand oortuig? My broer, my suster, ons deel, ons saai die waarheid. Ons hou aan, tydig en ontydig, om die waarheid te verkondig. Ek en jy kan nie 'n hart verander nie. Waar ek en jy kan deelneem as dit 'n geliefde, 'n familie of 'n vriend is, om bidend te vra dat die Gees daardie eerste werk in daardie persoon se hart moet bewerk. Dit is waar ons op ons knieë kan bly en waarvoor ons kan bid. Ja, die sondeval speel 'n uiters belangrike rol in die hele bekendmaking van God in Christus deur die hele Bybel. En juist daarom kom die hele moderne wetenskap met sy evolusieleer vandag, en hy trek 'n streep deur Genesis 1, 2 en 3. As ons dit uit die Bybel uit wegvat, wat het ons nodig in die res van die Bybel wat sin maak? En dis hoekom dit juis ook weggevat word. En as jy mooi gaan sit en dink, en vir 'n oomblik gaan sit en dink, sal jy besef, die evolusieleer en wat vandag voorgehou word as wetenskap is nie werklik wetenskap nie. Dis eintlik maar net 'n ander godsdiens wat aan ons en ons kinders voorgehou word as 'n wetenskap. Want dink gou vir 'n oomblik mooi. Ek hoop julle verstaan my nou baie mooi duidelik. Dieselfde mense wat hulle oë rol vir my as ek praat, dat God sy almag en sy grootheid aan ons bekend maak, in al sy wonderwerke in die Bybel, deur die see te laat oopgaan, deur water uit 'n rots uit te laat kom, dieselfde God wat vir Jona 3 dae aan die lewe kan hou in 'n vis se maag, dieselfde God wat sy seun uit 'n maagd gebore kan laat word, dieselfde God wat vir Jesus uit die dood uit kan opwek, is die God van die Bybel wat ons kan leer ken in die skepping. Ja, dat dieselfde mense wat hulle oë vir my rol daaroor, wil my probeer oortuig, dat daar iewers 'n oomblik was, waar daar niks was nie. Toe's dit bang, toe's daar alles. Mense, dit is te moeilik vir my om te glo. En daarom moet ons dit ook vir mekaar eerlik sê, daar's 6 wonderwerke waarin ateïste of ongelowiges wat 'n streep trek deur die skepingsopenbaring, waarin hulle ook moet vashou. En die heel eerste een is dat daar bestaan kan kom uit nie bestaan. Of dat daar orde kan kom uit chaos. Of dat daar lewe kan kom wat daar nie lewe is nie. Of dat daar iets persoonliks na vore kan kom wat daar nog nooit 'n persoonlikheid was nie. Of dat daar rede kan voorkom waar daar nog nooit rede was nie. Of laastens, dat daar moraliteit, reg en verkeerd na vore kan kom uit materie, uit iets uit. Dit kan tog nie. Dit kan tog nie wetenskap wees nie. Dis 'n baie groter geloofsprong om te maak, om 'n ateïst te wees, om te sê daar is geen God nie, en wat hom deur sy skepping en deur sy woord aan ons bekend maak. Dis 'n baie groter geloofsprong om te maak, deur te sê, maar alles het deur een Big Bang begin. En daarom sing Dawid so mooi in Psalm 14, dwaase sê in hulle harte, daar is geen God nie. Dwaase sê in hulle harte, daar is geen God nie. As die Heilige Gees opnuut ons ore wil oopmaak en ons oë laat kyk na die mooiste boek waarmee God homself aan ons bekend maak, sing Dawid, die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hand bekend. Jy sien, van die skepping
gaan daar 'n boodskap uit wat God se eer verkondig en wat die werk van sy hande bekend maak. Nou die woord wat ons hier vanuit die oorspronklike taal vertaal met die woordjie boodskap is 'n belofte boodskap. Dis 'n boodskap van hoop. Dis nie net 'n boodskap wat feitelik iets deurgee nie. Dis 'n boodskap wat vir ons hoop gee. In Grieks sou mens hierdie woord kon vertaal met die woordjie logos. En dan kom ons onmiddellik uit by Johannes 1, waar ons lees dat Christus is God se logos. Waar die skepping God se boodskap van hoop is, sy belofte woord, dat ons hom kan ken, dat daar self vir ons sondestukkende mense hoop kan wees, is Christus die belofte woord wat mens word en onder ons kom woon en wat vir ons duidelik die weg kom aanwys. Hoe God hierdie hoop, hierdie ewige hoop, 'n werklikheid in ons harte en in ons lewens gaan kom deurvoer. Ja, die skepping sing van God se belofte woord. En dan kom Christus en hy echo dit 'n miljoen keer harder. Dat ons nie daaroor hoef te twyfel nie. Daarom is hy koning oor die ganse skepping, heerser oor alles. In die skepping deel God 'n sekere kennis met ons, sodat ons sy hand in alles kan raak sien en hom alleen dan daarvoor kan eer. Waar geen mens nog die lewendige God van aangesig tot aangesig kon sien nie, sien ons hoe God te werk gaan, hoe hy optree, hoe hy ordelik sekere dinge doen. Die hele skepping is eintlik God se kunskafee, waardeur ek en jy kan stap en kan kyk en God se hart leer ken. Waar ons hom kan sien, maar wat is dit wat hom bly maak? Ja, waar ons sy skoonheid kan raak sien. Dit is opvallend dat wanneer Dawid hier van God sing as die skepper God, gebruik hy ook die woord El, die algemene uitdrukking vir God, net soos dat ons sou praat vandag die algemene woord vir God, en dat hy nie hier God se eie naam Jahweh gebruik nie. Want in hierdie psalm stel hy die enigste ware God, wat ons ken deur sy skepping en deur sy woord, stel hy teenoor die valse afgode van daardie tyd. Deur te sê, maar hulle bestaan nie, daar is maar net een God, soos wat ons hom leer ken in sy skepping en deur sy woord. Ja, hy stel die ware God teenoor die valse afgode. As iemand vir jou sou vra, hoe kan ek verseker weet dat God bestaan? Wat sou jou antwoord wees? Miskien moet jy moeite doen. Ek sal onmiddellik vir iemand sê, kom stap saam met my, of kom kamp saam met my, kom kuier saam met my by Tenke Marines, daar in die Waterberge. Weg van alle stadsgeleide en geraas. Kom kyk en kom hoor God se mooi boek in die skepping. Kyk na die hemelruim. As die son sak, as ek Koos Roos woorde kan gebruik, sien hoe God stadig, maar seker die nagliggies begin aansit. Hoe die sterre een vir een duideliker word. Ons weet mos, die enigste rede hoekom daar dag en nag is omdat God die aarde met alles wat hy daarop geskep het, dat hy dit in 'n wentelbaan geplaas het, wat net mooi 1 jaar om die son beweeg, en dat hierdie selfde aarde een omwenteling maak in 24 uur om vir ons 'n dag te gee. Maar dat hierdie selfde aarde ook heen en weer moet beweeg om vir ons winter en somer te gee. En dat die maan die gravitasiekrag van die aarde in balans hou, sodat ek en jy op hierdie aarde kan lewe. En alles moet perfek wees. Perfek met hoofletters
Anderste is lewe nie moontlik nie. Alles moet 100% presies werk. Het die aarde na die sogenaamde Big Bang maar net per toeval in plek geval? Onmoontlik om te glo. Of is dit God wat in sy fyn besonderhede alles in plek gesit het, sodat hy vir sy kinders, sy uitverkore kinders, deur al die eeue, lewensmoontlikheid kon skep. Vir hulle kon sorg, waar hulle hom kan leer ken, kan lief hê, en sodat hulle sy kinders kan wees. Luister net weer mooi na die naggeleide, as jy iewers in die natuur sit, sien die sterrehemel en weet dat die hemelkoepel, die ou Afrikaans hiervoor is die firmament. Dit is, kyk, daar's 'n hemel wat ek en jy kan sien met die sterre en die maan, maar daar's 'n donkerte agter dit wat ons weet is 'n oneindige hoeveelheid meer. Dat agter dit is ook God se handewerk. Ja, agter daardie hele hemelruim. Dinge wat ons nie eens kan sien nie, dinge wat ons nie eens kan hoor nie. Is daar kragte so groot en hulle almal roep en skryf die heilige naam van God. Hoor en sien die presiesheid waarmee God alles geskep het. Sien die balans in die skepping, hoe van die kleinste goggaatjie tot die grootste soogdiere 'n belangrike rol speel in die versorging en in die goeie orde van die skepping. Maar sien ook God se belofte woord raak, want ons moet dit nie vergeet nie. Die klank van die skepping is 'n woord van hoop. Van hoe elke nuwe dag nuwe hoop en vreugde bring, as die voeltjies na 'n lang nag nie kan ophou om God se lof te besing nie. Van hoe die veld na 'n veldbrand en 'n bui reën vinnig weer herstel, dat God maak nuut. Sien hoe dankbaar die natuur vir God se sorg is, en hoe 'n dor en 'n bar landskap in die Noord-Kaap oornag kan omdraai in 'n kombers van die mooiste blomme, net na 'n bietjie reën. Dis 'n belofte woord van hoop. Die doodste Noord-Kaap kan God verander in 'n blomme pragt. Die stikkendste sondaarhart kan hy in Christus heel maak en nuut maak vir hom. Elke oggend, as die dageraad, as die son soos 'n bruidegom, as sy eerste nag saam met sy bruid uit sy tent verskyn, ja, as daar die eerste rooi skynsel van die nuwe dag gesien word, hoor ons God se belofte woord van 'n nuwe dag, wat nuwe lewe en nuwe hoop bring. Ja, soos wagte op die môre, ja, soos wagte op die môre in Psalm 130, wag ons elke nuwe dag in, met 'n heerlike hoop in ons harte, dat vandag kan anders te wees as gister. En sien ons uit na die dag, wanneer ons Here finaal gaan terugkom op die wolke, wanneer ons almal volmaak by hom gaan wees, tot in ewigheid. En dan sal elke knie voor hom buig, as die koning van die ganse skepping. Hoe weet ek dat God bestaan? Gaan kamp iewers op 'n plaas, ry deur die Karoo, gaan sit iewers in die Tankwa. Bid dan, dat God deur sy gees jou oë sal laat sien en jou ore sal laat hoor. Kyk en luister dan wat die skepping vertel. En mag jy die pragtige woorde van Psalm 104 saam sing. Gaan lees Psalm 104 by die huis. Ek sou hom graag nou die hele een wou deurlees. Ek lees maar gedeeltes. Ja, sing saam met die digter. Loof die Here, o my siel. Here my God, U is baie groot. U is die een wat die aarde op sy fondamente vestig, dat dit vir altyd en ewig nie wankel nie. Hoe
talryk is u werke, Here. Alles is met wysheid deur u gemaak. Die aarde is vol van wat aan u behoort. Mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Mag die Here hom verheug in sy werke. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat aan die berge raak en hulle rook. Ek wil vir die Here sing solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie. Dankie dat U met ons praat, hard en duidelik. In U skepping kan ons U grootheid hoor, kan ons U heerlikheid raak sien. Vader, selfs hier om ons huise, in die plante en die diere, staan ons verslae hoe U alles geskep het, tot in die fynste besonderheid. En dis ons gebed vir mekaar vanmôre, Vader. Wil U self deur U Gees in ons harte kom werk, dat ons hierdie mooi boek kan lees, kan hoor, kan sien en kan verstaan. En in ons harte daarvan oortuig is dat U alleen is God, ons Vader, om Christus ontwil. Amen.